Goeiemôre. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie week saam met jou te kan reis en saam te groei. Hierdie week is die oploop tot en met Moedersdag en ek beloof, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Die boodskappe gaan relevant vir almal wees, nie net vir ma's nie. En daarom gaan ons spesifiek hierdie week na moederskapsmetafore kyk wat Paulus gebruik tot voordeel van die boodskap wat hy na die gemeentes wil bring vir wie hy geskryf het in die Nuwe Testament. Metafore, weet ons, kan ons beweeg, ons vorm en aanraak. Metafore skep 'n gevoel in ons en maak selfs ons identiteit uit. Daarom gebruik die Bybelse skrywers graag metafore wat gevoel in ons opwek. Ons eerste metafoor vir die week is geboortepyne. Ons leef in 'n kultuur wat pyn vermy, en menend ons praat nie sommer oor ons diepste sere nie. Alles moet vinnig, glad en sonder ongemak gebeur. Nou Paulus skryf aan die Galasiërs gemeente in Galasiërs 4 vers 19, My kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Nou dit klink nogal vreemd, 'n man wat kraam. So wat beteken dit? Paulus is ontstel dat die Galasiërs terugval na die wet toe, na reëls en rituele, asof dit is wat hulle kan red. Hy herinner hulle, toe ek by julle was, het julle my ontvang met vreugde, en nou voel ek weer die pyn van geboorte, omdat Christus nog nie ten volle in julle gevorm is nie. Nou in die Grieks gebruik hy die woord odino, saam met die woord morfophe. Nou odino beteken geboortepyne, en dan morfophe, wat dan nou vertaal as gestalte kry, beteken metamorfose. En hy sit hierdie woorde strategies saam. Dit is nie 'n oppervlakkige verandering nie, maar 'n fundamentele transformasie van karakter. Soos 'n kind wat stadig in die moederskoot groei. So moet Christus in julle gestalte kry. Dit vat tyd en dit vat vorming. Nou hier wys Paulus hoe metamorfose ons denke vorm. Geboorte is hier nie sommer net 'n beeldspraak nie, dit is 'n raamwerk wat ons leer dat geloof nie net kitskos is nie. Dit is 'n eienaarskap neem as 'n disipel van Jesus, om te weier om een enkele naaste mens te los binne in hulle geloofsreis tot die ware vryheid van Christus. Dit vra inspanning en medereisigerskap. Jesus self, weet ons, het aan die geboortepyne van ons verlossing aan die kruis gedra. Nou hoe kan ons nie dieselfde doen nie? Henry Nouwen sê, ware meelewing, omgee, is om jou eie pyn langs iemand anders se pyn neer te sit en te weier om weg te beweeg. Dit, broers en susters, is die evangelie. Liefde kies pyn omdat nuwe lewe in en deur Christus altyd die moeite werd is. En dit is ons uitdaging. Jy kan kies om weg te beweeg van iemand se storie, of jy kan kies om die pyn van hul proses saam te dra. Ons dra saam want dit is wat Jesus vir ons kom wys het, en wat ons as kinders van God deur sy voorbeeld leef en uitdra na die wêreld as beelddraers. So vra jouself vandag, waar in jou lewe ervaar jy die geboortepyne van iemand anders se groei? En hoe kan jy dit begin sien as deel van Christus se vorming, eerder as 'n las? Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, leer my om die geboortepyne van ander mense raak te sien, bereid te wees om saam te dra, in liefde en volharding, totdat Christus gestalte kry in ons almal. Amen.